Ons moet nou by die vierde en vyfde fokuspunt of les hierso in Genesis 18 en 19 uitkom. En ons vierde en vyfde fokuspunt lê nogals in Genesis 19. Die eerste een kry ons in Genesis 19 vers 1 tot 11. Ons gaan net gou so toe Genesis 19 vers 1 tot 11. Ons dink net so 'n bietjie wat gebeur op die oomblik. Ons is nou weer terug, die fokus gaan nou terug na daardie twee manne of die engele wat daar teen die aandse kant toe Abraham nou die besoekers van hom weggebring het en het hulle moes nou vertrek. En toe het Abraham en die Here nog verder gepraat daar in Genesis 18 vers 23 tot 33. Intussentyd kom hulle toe nou in Sodom aan, hierdie twee engele. Hulle ontmoet toe vir Lot by die poort en Lot dring by hulle aan dat hulle by hom kom oorbly. Hy sien hulle aan as mense, hulle verskyn as mense. En Lot versorg hulle eet by Lot, hulle gaan nou die aand dan oorslaap, maar toe gebeur daar iets verskrikliks. En ons lees daarvan in vers 4 van Genesis 19. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, Lot se huis nou, jonk en oud, die hele bevolking almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Wat beken beteken beslis nie, ons wil nader kennis maak met hulle nie, nee, dit is 'n manier om te praat van seksuele omgang. As Adam en Eva beken, dan word sy swanger met Kain. Dan Genesis 4 het ons dit gelees. So hierdie ouens wil hulle homoseksualiteit nou uitleef. Dit is net so vieslik. 'n aaklige perversie, 'n verskriklike verdraaiing van God se skepingsorde van een man en een vrou. En dit is wat daar in Sodom aangaan. Hoekom gaan dit daaraan? Wat gaan hier aan? Al is die veragting van God en daarmee saam die veragting van God se skepingsorde. En dit is dan wat gebeur wanneer God verag word. God nie meer eerste staan, wanneer 'n mensdom nie meer God gesentreerd is nie, maar mens gesentreerd is, dan gebeur dit nie. Paulus praat daaroor in Romeine 1 vers 18 tot by vers 27. Ek wil dit vir ons bietjie lees, dat ons dit kan raak sien. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar, so sê Paulus in Romeine 1 vers 18, oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So hier is die sonde, waarheid word onderdruk. Watter waarheid? Die waarheid van God, en dat God aanbid moet word. En Paulus sê dit in vers 19, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. So hier is die krisis. Waarheid word onderdruk in Sodom en Gomorra. Die waarheid dat God absoluut sentraal staan, dat God absoluut gedien kan word. En niemand in Sodom en Gomorra kan sê hulle weet nie, want God openbaar hulle aan hulle in sy skepping om hulle elke dag. Die hele skepping rondom hulle is 'n vingerwysing na die Skepper toe, en wat sê, hierdie Skepper moet aanbid word, hierdie Skepper moet vereer word, en volgens hierdie God, hierdie Skepper God se skepingsorde moet daar geleef word. Nou wanneer jy jou teen hierdie God verset, wanneer jy hierdie waarheid onderdruk,
om God se oordeel. En hoe kom God se oordeel? In die eerste plek, God gee jou oor aan onreinheid. En dan manifesteer dit in homoseksualiteit. Vers 26 en 27 van Romeine 1. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer wat die vroue laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. So, God se oordeel oor 'n samelewing, 'n gemeenskap, Sodom en Gomorra, wat hom verag, manifesteer in die homoseksualisme. As ons dit daar in daardie stad sien, dan sien ons al reeds God se oordeel. En nou gaan God se oordeel verder 'n hoogtepunt daarin bereik dat God hulle gaan uitwis met swaal en vuur. En die verdere hoogtepunt is die uiteindelike oordeel in die hel, waar jy vir ewig in die poel van swaal en vuur is. Nou, dit is wat daar in Sodom en Gomorra aangaan. Dis aaklig. Dis die sonde, dis die uiteindelike oordeel. Nou moet ons dadelik sê, dis ook ons wêreld. Ons leef in hierdie soort wêreld. As ons by ons skole onderwysers sien wat homoseksueel is en lesbies is, dan moet ons weet daardie skool is binne in 'n Sodom en Gomorra kultuur. Dis die werklikheid, dis wat God se woord vir ons sê. En God se oordeel is daaraan die boet. Nou in ons gemeenskappe, in ons land, waar dit wette gemaak word, moet ons sien, God se oordeel is aan die boet, en ons is op pad na die uiteindelike heloordeel wat kom. En ons moet maar hierdie dinge vir ons kinders reguit vertel. Ons moet vir hulle reguit op hierdie goeders wys. Nou, dit is die eerste ding wat ons moet raak sien, hierdie verskriklike sonde van Sodom en Gomorra. En dit is hoekom die oordeel van die Here kom. Dit is hoekom die Here dit vir Abraham vertel en vir Abraham wys, want Abraham moet vir sy huisgesin en ek en jy moet vir ons huisgesin sê, luister, dis die breë pad waarop jy nie deel in die seën en die belofte van die verbond. Waar deel jy in die seën en die belofte van die verbond? Genesis 18 vers 19 sê, op die weg van die Here, op die smal weg van die Here, daar waar jy besig is om Jesus te volg, daar kry jy by Jesus uit genade alleen die seën en die belofte van die verbond. So belangrik dat ons dit volskundig wys. Nou as ons net 'n bietjie aanlees in Genesis 19, dan is daar amper vir my 'n groter tragiek, en dit is die tragiek van Lot. Vers 6 sê, daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê, my broers. Kan jy jou indink dat Lot vir hierdie ouens sê, broers? Maar in elk geval, Lot doen dit. My broers moet tog nie hierdie kwaad doen nie. Kyk, tog ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek my dogters, na julle bring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen. Kan jy dit indink dat Lot so iets doen, dat hy bereid is om sy dogters vir hierdie homoseksuele mans te gee, dat hulle, weet nie wat met die dogters doen, verkrag? Dit is skrikwekkend. Dit is net absoluut skrikwekkend. Nou moet ons hierdie ding sien. Hoe het Lot hierby gekom? Hoe op aarde het Lot hierby gekom? Wel het dit in Genesis 13 begin. Onthou julle, Lot en Abraham se paai skei en Lot slaan sy tente daar in die Jordaanstreek op totdat hy by Sodom gekom het. In hoofstuk 14 het ons gesien dat hy binne in Sodom gebly het. Hier in hoofstuk 19, hy is nog al die pad binne in Sodom. En wat het gebeur? Lot het begin gewoond raak aan goddeloosheid. Jy begin kompromie op kompromie op kompromie maak, soveel so dat hy op die punt gekom het, dat hy bereid is om sy dogters vir hierdie ouens te gee. Dis net skrikwekkend wat in die lewe van Lot aan die gang is. En uiteindelik eindig Lot se lewe tragies nie. Daar aan die einde van hoofstuk 19, jy kan dit vir julle self gaan lees. Maar ek dink hier moet weer eens vir ons 'n geweldige waarskuwing wees. Kyk hoe skrikwekkend dit is as ons onsself gewoond maak aan sonde. Om onsself bloot te stel en ons kinders bloot te stel aan
aan die Sodom en Gomorra kultuur en hulle gewoonte maak aan goed soos homoseksualisme, deurdat ons maar elke dag daarmee saamleef. En so ons moet gedurig, want ons leef in hierdie wêreld, ons kinders wys, nee, ons breek radikaal met sonde. Ons wandel op die weg van die Here, die smal weg van die Here. En op daardie weg is jy nooit alleen nie. Jy ontmoet Jesus daar as jou herder, die een wat jou inbring in die verbond, en jou in verbond hou, sodat jy, sodat God jou God is, jou Vader is, jy sy kind word. Dis waar ons moet wees. So dit is die vierde fokuspunt in hierdie hoofstuk. Nou, kom ons by die vyfde fokuspunt. En ons kry dit in Genesis 19 vers 12 tot 26. Wat gebeur toe nou daar? Hierdie manne, hierdie homoseksuele manne daar in Sodom raak toe aggressief. Hulle hou nie van Lot se plan nie. En hulle soek hierdie manne. En uiteindelik kom die twee engele toe uit, hulle red vir Lot, hulle bring hom in die huis, sluit die deur en hulle slaan al die ins met blindheid. En so red hulle vir Lot, maar dan gaan hulle verder. Hulle roep Lot op om te vlug so vinnig soos wat hy kan uit hierdie stad uit. Hoor wat sê vers 12, daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad. Bring hulle uit hierdie plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is, oor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou. Hier sien ons nog 'n verdere kompromis van Lot, nie? Hy laat goddeloses met sy dogters trou. Ons mag dit nooit doen. Hy sê vir hulle, maak julle klaar en gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek steur. Nou hierdie sien 'n mens altyd, goddelose mense steur hulle nie aan die evangelie boodskap van God, wat ook die oordeel van God verkondig nie. Nee, wat? Ons lewe lekker in hierdie goddelose wêreld. Ons steur ons nie aan julle ou klomp Christene wat al ewig vertel van God se oordeel wat op weg is nie, na die enigste verlossing hier uit by Jesus Christus is nie. Nee, wat? En so sien ons dit keer op keer deur die eeue. Maar dan kom die volgende fase, dis al van vers 15 af tot vers 17, en toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalle. Daar is nog 'n probleem van om in Sodom te bly, jouself gewoon te maak aan sonde. Jy raak stadig om te reageer op die evangelieboodskap, en dis gevaarlik. Hy het nog getalm. Wat gebeur toe? Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon. Hoekom wou die Here hom verskoon? Nou hoofstuk 19 vers 29, onthou julle, die Here dink aan Abraham. Abraham tree vir hulle in, en daarom red die Here vir Lot uit genade alleen, net soos dat die Here ons ook red, omdat Jesus vir ons intree, uit genade alleen. En hulle gryp hulle aan die hand. Nou kan jy jou indink, daar in die vroegoggend, hierdie spoed, en hierdie gehardloop, en daar deur die strate van Sodom, want God se oordeel is op pad. Vlug vir jou lewe, Lot. En hierdie ouens sleep vir Lot en sy vrou, sy kinders saam. Dit is geweldig. En toe hulle al na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie ergens in Jordaanstreek bly staan, vlug na die verbergte, dat jy nie omkom nie. Nou ja, Lot vlug die, en kom toe uiteindelik in Soar aan, staan toe hy gevlug het, later vlug hy toe verder aan, na die gebergte toe, die laaste deel van hoofstuk 19 vertel daarvan. Nou kyk na vers 26, en sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. Die Here sê, moenie omkyk en vlug. Sy kyk om. Nou daai omkyk is 'n omkyk wat sê, ek verlang terug na Sodom. Ek wil eintlik in Sodom wees. Ek soek nie lewe op die smal weg by die Here nie. Ek wil my lewe vind in Sodom.
die goeie, goddelose stad vol niksede. En daar word sy soutpeel. Die Here tref haar in sy oordeel. Wat moet al hierdie goeders vir ons en ons kinders sê? Ek dink Jesus maak vir ons 'n toepassing in Lukas 17 en kom ons sluit daarmee af. Lukas 17, ek wil my Bybel net so te blaai. Lukas 17 vers 31 en 32. Jesus praat daar oor die dag van sy koms. En dan sê Jesus, in daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. En dan sê Jesus, dink aan die vrou van Lot. Dink aan wat daar gebeur het. Weereens, Sodom en Gomorra moet vir ons en ons kinders voorbeeld wees. Jesus wys dit vir ons. Dink aan die vrou van Lot. Nou moet ek so 'n bietjie hier verduidelik, net daardie dag waarvan Jesus praat is die dag van die Here. Dit is die oordeelsdag van die Here. Dit is die dag van die koms van Jesus. Nou, baie belangrik, ons leef tans in daardie dag, want Jesus het reeds gekom. En daardie dag bereik 'n toppunt, 'n hoogtepunt in die wederkoms van Jesus, wanneer die oordeel finaal sal wees. Maar ons is reeds in daardie dag, en nou roep Jesus ons om hom te volg. Om hom te volg. En dan sit 'n radikale keuse wat ons moet maak, en ons moet die vrou van Lot onthou. As jy terughanker na die wêreld toe, kom jy God se oordeel. Trouwens, bly jy binne in God se oordeel. Dus, vlug radikaal in die arms van ons goeie herder Jesus in. Volg hom op die smal pad en beleef by hom die belofte van die verbond en die seën van die verbond, dat God jou God word, en jy 'n burger word van die koninkryk met die ewige lewe. Dit is wat ons hier moet raak sien. Anders deel jy 'n ewige dood. Wat beteken hierdie prakties? Beteken dit ons almal moet eintlik op straat gaan bly terwyl ons net alles wil? Nee. Dit is tog nie wat dit beteken, maar dit beteken wel dat as jy 'n keuse moet maak vir jou huis, tussen jou huis en Jesus, dan los jy jou huis en jy kies Jesus. As jy 'n keuse moet maak tussen jou besigheid en Jesus, dan los jy jou besigheid en jy kies Jesus. En so kan ons aangaan. Jesus moet vir ons die allerbelangrikste word. Ons moet met 'n radikale passie uit die wêreld uitvlug na Jesus toe. En ek en jy het 'n plig en 'n roeping om hierdie vir ons kinders in te skerp en vir hulle te sê, luister, dis wat ons in hierdie huis doen. Ons breek radikaal met die wêreld en ons soek Jesus, want die lewe by Jesus is net soveel begeerliker en beter as wat die wêreld ooit kan bied. Nou ja, kom ons stop hiermee. Baie sterkte vir julle week en julle moet goed gaan.